Goeiemôre radio luisteraars. Die woord wat ek vir jou vanoggend wil bring, juis vir Moedersdag, gaan dan uit die gedeelte uitkom van die Sunamitiese vrou. Kom ons bid eers en ons hoor wat die Gees van die Here vir ons wil sê, en dan gaan ons oor na hierdie gedeelte toe. Vader, baie dankie dat ons vandag kan luister na u woord. Here, dat ons dit mag inneem, ons eie maak. En Here, dat ons daarin versterk kan word. Here, dankie dat u God is en dat u nooit kan lieg nie. Maar dat u getrou is in elke woord wat u vir ons gee. Dankie vir u woord, Here, wat ons was. Vir u woord, Here, wat die mooi uit ons uitbring. Vir die woord, Here, wat die waarheid is. En soos ons dit kan leer ken, Here, kan die waarheid ons vrymaak. Dankie, Jesus, vir u groot genade. Amen. Nou, ons ken die verhaal van die Sunamitiese vrou, waar sy dan mos nou 'n kamer ingerig het, daar vir Elia, en sy het meubels ingesit, sy het die plek gemaak net soos wat 'n vrou dit sou reggemaak het. Dis mos maar deel in ons iets van gasvryheid. En soos vir haar gesê, sy sal swanger raak, en sy het swanger geraak, en toe gebeur die grootste, dat die droom wat sy gehad het dood is. En ons onthou hoe sy hierdie perd opgesaal het, en hoe sy gejaag het na hierdie dienskneg van God toe, om dan by hom uit te kom. En dan sien ons ook daar op die einde dan nou, waar 2 Konings 8 vers 6 sê, en die koning het die vrou ondervra en sy het hom vertel. Toe gee die koning haar 'n sekere hofdienaar en sê, laat haar alles terugkry wat aan haar behoort, en ook die hele opbrengs van die grond van die dag af, dat sy die land verlaat het tot nou toe. So die oomblik wat hier gebeur het, want ek wil eintlik vir jou bedien uit Psalm 139, die oomblik toe hierdie vrou se storie voor die koning gebring was, en gehoor is hoe haar seun lewendig gemaak is, alles het sy op daardie oomblik teruggekry, wat sy verloor het. Nou, dit is nie Vrouedag dat ek vir jou uit Spreuke 31 kan bedien nie. Daarom wil ek net sommer vir jou bedien uit God se woord uit, wat so kragtig is, in Psalm 139. Nou wat baie interessant is dat daar gesê word, uit die tronke uit gaan die meeste briewe op Moedersdag. En is daar die meeste emosies in Moedersdag, nie Kersfees nie, nie 'n ander dag nie, maar juis op Moedersdag. Want iewers daar, besef daar die mense, daar is 'n ma. Kom ek vertel jy 'n bietjie meer van my ma, Magteld Pretorius, wat ek gehad het. Sy was 'n sterk vrou. Sy was 'n ma gewees, wat 11 kinders groot gemaak het. Jy weet, daardie gesin van my kind, jou kind en ons kinders. En ek was eers 14 jaar oud gewees, toe ek besef het, daar is eintlik iets so stiefkinders in hierdie gesin. So sy het almal groot gemaak om ma te sê, om pa te sê. En haar gunsteling blomme was rose. Sy is baie lief vir tuin maak. Ons het een massiewe erf gehad.
En hierdie vrou wou baie graag soos 'n plek gehad het waar sy haar blomme kon geplant het in terrasse. En soos wat my pa, hy was 'n kontrakteur gewees, soos wat hy op sites gewerk het hierdie ma van my 'n plan gemaak om in haar kar se boot altyd klippe aan te ry, totdat sy 'n terras kon gekry het, wat sy kon uitgepak het. So dis een deel wat ek jou van wil vertel. Die ander deel was, dat sy altyd reg gestaan het, om kos te maak. My pa was 'n baie kwaai pa gewees, maar sy het daardie kwaai pa van my elke aand gehad, in rustigheid, waar hulle Bybel gelees en gebid het. Hulle beurte gemaak om dit te doen en gebid het dan. En so kan ek soveel dinge noem, wie sy was. Maar ek kom uit by die plek, by wat sy my geleer het. Sy het my een keer gevat, toe het sy my so voor haar spieelkas laat sit. Sy het my gesê, kyk in die spieël. En toe sy vir my sê, ek moet kyk in die spieël. Toe sê sy vir my, wat sien jy? Ja, wat sal jy sê, as jou ma jou vat en vir jou sê, kyk in die spieël, wat sien jy? En ek het gedink, ek moet nou maar seker bietjie lipstifie aansit, of iets aansit. En sy sê toe vir my, kyk dieper. Dit is amper so Mufasa oomblik gewees van, kyk dieper, kyk bietjie dieper, wat Rafiki gesê het. Toe sê sy vir my dogter, as jy op 'n plek gekom het, waar jy jou bes probeer het jy alles gegee, en sal jy altyd wen. As jy jou bes gegee het, sal jy altyd kan sê, jy het altyd gewen. En daardie het baie in my vasgesteek, om jou bes te gee. Want baie keer sal ons net so halfpad gaan, ons sal nie ons bes gee nie. En die ander iets wat sy my geleer het, was gewees, as sy gebid het sy so 'n glinstering in haar oë gehad, so opgewondenheid gehad. Soos 'n stout dogtertjie het sy eintlik gelyk. En dan het sy altyd gesê, my fonteintjie het gespring. En as daardie ma gesê het, my fonteintjie het gespring, kan jy maar geweet het, wat jy mee worstel in gebed, is beantwoord. Sy was baie lief gewees op Psalm 121. So as 'n ma, en ek moet vir jou 'n psalm ook uitkies, behalwe die meetsnoer het vir my lieflike plekke geval, my erfenis is my mooi, van Psalm 16, is dit vir my, Psalm 139, en dit wil ek graag opdra aan elke moeder vandag. Of jy 'n ma is wat 'n babatjie al vasgehou het, of jy 'n ma is wat nie kinders kan kry nie. Iewerste is jy as vrou 'n ma vir iemand. En ernstig dra jy die verantwoordelikheid van ma wees. Ma wees sal jy oral kry. Dit begin vandat ons as klein dogtertjies ons poppe toedraai en in pram sit. Party van ons hou nie daarvan om so pop te speel nie. En dan is ons juffrouens en ons gee vir die kinders klas en ons voeder die kinders. Maar iewerste het jy iets van 'n ma. Speel huis, iewerste is iets van vrou wees in jou. En vrou wees beïnvloed die hele huisgesin se atmosfeer. Baie mense, vrouens, is in huise wat 'n swaar atmosfeer dra, wat daar nie 'n ligte atmosfeer is nie. Maar 'n ma kan 'n atmosfeer verander. En ek gaan vir jou hierdie gedeelte gee van hoe ons as vrou atmosfeer verander. Hy sê in Psalm 139, Here, U kyk of ek eerlik is en of ek vertrou kan word. U weet wat gaan hier binne in my aan. Ek kan niks wat ek doen vir U wegsteek nie.
Nog voordat ek iets doen, weet u wat dit gaan wees. 'n Ma lê 2 uur, 3 uur wakker oor haar kinders, oor haar kleinkinders. En sy maak planne vir hulle. En dan kom hierdie woord en hierdie woord sê, voordat ek iets gaan kan doen, weet die Here al wat dit gaan wees. En vir my is dis kosbaar altyd om te weet, dat God in beheer is van my lewe, net soos wat dit is. Hy kom hier, hy sê, U beskerm my hele lewe. Ek kan dit glad nie verstaan nie, al probeer ek, dit is te oorweldigend. Ek weet pa's bid, en ek weet pa's is altyd 'n ma, een voor in geloof, en pa's is kragtig. Maar toe God die man geskaap het, Adam, die vrou geskaap het, Eva, uit sy ribbebeen uitgehaal het, het hy 'n woord gebruik, wat hy oor Eva gespreek het, en dis die woord Ish. En ek weet, vrouens hou baie daarvan, om te sê dat die man, die koning, die priester, die profeet moet wees, waar die woord eintlik nêrens dit sê net van 'n man nie. Hy sê, ons is heilige priesterdom. Maar die woord Ish bestaan werklik in God se woord. En dit beteken dat jy 'n maat sal wees vir jou man, dat jy sy helper sal wees. Maar ook beteken dit dat jy hom met 'n skild sal toemaak. En dit is waar jy nodig het om te hoor, U beskerm my hele lewe. Dit is te oorweldigend vir my. So, as jy as vrou in jou binnekamer gaan, en jy maak die deur agter jou toe, en jy begin met jou vader praat wat in die verborgene is, dan stap jy in 'n calling in, waarvoor jy geroep is as helper. Dan stap jy in 'n calling in, waar jy as ma geroep is, om daardie skuld oor jou man, of oor jou kinders te bring. En vandag praat ek baie wyd, want daar is hoeveel vrouens wat kyk na hierdie gedeelte, en hartseer verhale het, wat sê, hulle kinders is weg, hulle kinders is weggevat. Kan jou kind weggevat word? Dalk is jou kind met iemand getroud, wat jou kind net weggevat het uit die huis uit. Dalk is jou kind op 'n plek, wat jou kind jou net nooit kan vergewe, vir wat jy gedoen het nie. En dalk is dit so 'n alleen dag vir jou vandag, wat jy net dit afmaak as, ag, dis maar net nog 'n dag. Maar weet jy, iewerste binnekant jou, het God jou gevleg, diep gevleg, as 'n moeder, en dat jy daardie skuld sal dra, daardie shield sal dra, van jou gesin toemaak. Maar hoe kan jy jou gesin toemaak, as jy nie self eers jouself toemaak nie? Hy sê in Psalm 139 vers 10, oral hou U my vas, en U lei my op U pad. Al vou die donkerte my heeltemal toe, is U naby my. Hy praat van daardie donker tye, wat ons as huisgesinne kan deurgaan. Dat jou mense miskien ver van jou af is, dat jy nie altyd weet wat gaan aan nie, jy weet nie wat gaan aan in hulle harte nie. Dit is nie 'n kwessie van dat jy net elke keer op 'n foon kan klim en kan hoor hoe gaan dit nie. As jou kinders klein is, dan kan jy hulle toemaak met 'n kombers en jy kan sien waar hulle is. En die ou mense het altyd gesê, as die kinders so groot word dat hulle voete onder die klein kombersie begin uitsteek, wat jy oor hulle gegooi het, dan begin jou probleme. Maar weet jy, dis nie probleme nie. Dit is net 'n calling wat op jou is, om jou te bring
waar jy is. En 'n ma wat bid, is die gevaarlikste warrior wat jy ooit kan kry. En daarom vat hierdie gedeelte ons in, om net te sê, ons moet eerlik wees. Toe daardie Sunamitiese vrou, daardie dooie seun van haar, op daardie myl gelaai het, en deurgejaag het na die profeet toe, het sy vir almal wat langs die pad gekom het, wat haar gevra het hoe gaan dit, nie een keer gesê, dit gaan sleg nie. Want dit is wie 'n ma is. 'n Ma vertel nie langs die pad hoe dit gaan nie. 'n Ma ontbloot nie haar kinders langs die pad nie. 'n Ma sal haar kinders toemaak, totdat 'n ma in haar binnekamer kom. En dan sal sy alles sê wat aangaan. Oral hou U my vas, U lei my op U pad. As jy 'n ma is jou lewe in soveel paaie verweef, soos wat jou man is. Dalk sê hy vir my vanoggend, Leonie, ek het nie 'n man nie, ek is deur 'n egskeiding. Dan sê ek vir jou, dis nog steeds 'n pad, wat jy as vrou moes geloop het, in daardie egskeidingspad. Dan kom jy by die plek uit, wat jy 'n alleenouer is. Dan kom jy by die plek uit, waar elke kind van jou 'n ander rigting het. En in daardie rigting, wat jou kind is, daarin sal jy bid. En dan kom jou kleinkinders, die een speel netbal, die een speel rappie, die een doen dit, die een doen dat. En in daardie rigtings in, sal jy vir jou kinders bid. Maar weet jy wat is iets wat gebeur met 'n ma, wat dikwels met 'n ma gebeur? Sy kom die minste uit by haarself. Die minste wat jy regtig tyd maak vir jouself. En daarom wil ek vanoggend vir jou 'n Moedersdag boodskap bring, om vir jou as vrou te sê, gaan net en sit vir 'n skotteltjie water neer vir jou voete. Was net bietjie jou eie voete. Gaan sit net bietjie voor die spieël en sit lipstifie aan vir jouself. Gaan maak net bietjie vir jou 'n koppie koffie vir jouself. Gaan net bietjie in jou binnekamer in. Vat Psalm 139 vir 'n slag vir jouself. En dat jy by hierdie plek uitkom, wat hy sê in vers 13, U het my tot in die fynste detail gemaak. In die baarmoeder het U my gevorm. Dat jy altyd ook daardie dogter sal wees, wat God gevorm het. Ek wil U prys, omdat U my so volmaak geskep het. U doen wonderlike werke. Ek weet dat U groot dinge kan doen. 'n Ma is 'n anderste storie. 'n Ma glo altyd eers vir hulle kinders, vir hulle man, voordat hulle vir hulle self glo. En dit is wat ek vir jou vanoggend net wil sê. Daar kan jy nie eers by blomme uitkom nie. En daar kan jy net iewers vandag by 'n blom gaan staan en gaan kyk na daardie blom. Hoe kunstig aan mekaar is daardie blom geweef, om daar te wees vir 'n rede, en dat jy op daardie plek sal kom en sal weet, die Here het groot dinge gedoen die dag toe hy jou geskape het. Hy ken jou totaal en al. Alles is soos wat die Here dit wil hê. Hy het jou gemaak. Toe hy jou groot gemaak het, toe jy groot geword het die Here vir jou gesorg. Hy beheer jou hele lewe. Nog voordat jy 'n mens was, het hy geweet hoe jou lewe gaan loop.
Hy het al geweet van daardie klein dogtertjie, wat haar lewe vir die Here gaan gee. Hy het geweet van alles wat langs jou pad gaan kom. En al die pad het hy, wat vir jou beplan het, die goeie en nie die slegte nie, was hy by jou gewees. Toe al het die Here jou hand vasgehou. Nog voordat hy besluit het, nog voordat jy gesien het, wat jou besluite sal wees. En hierdie is my skrifgedeelte, waarmee ek jou wil los. God, dit troos my om te weet, dat hy alles in u hand hou. As jy vir 'n ma vandag, 'n genuine ma, iets sal vra. As jy vir 'n ma vandag iets sal vra, gaan haar eerste woorde wees: ek wil hê, dit moet goed gaan met my man. Ek wil hê, my man moet vrede hê. En die volgende gaan wees: ek wil hê, my kinders moet gelukkig wees. Dit is hoe God ons aan mekaar geweef het. Jy as ma, as vrou, het iets hier binnekant in jou, wat jy altyd, as jy 'n regte ma is, as jy regtig by die eerlikheid uitgekom het, om God se dogter te word, sal dit jou gebed wees. Dit sal jou troos wees, want 'n ma het 'n plek van huil, wat baie min mense van weet. As jy daardie stort so bo oor jou oopdraai, en die trane loop, en jy huil jou leeg, en jy praat daar met die Here, of jy sit in die bad, en jy sit net daai waslap so oor jou hande, en jy praat met die Here, dan gebeur daar iets, in 'n ma se hart, in 'n vroue hart, wat nie net jou tref nie, maar jou hele huisgesin. Hierdie woorde, dit troos my, om te weet, dat alles in stand hou. En dan, kom sy in daardie plek, die gedagte daaraan, is net groot om te verstaan. En dan sal sy, haar trane afdroog, en sy sal vir haar 'n koppie koffie maak, en sy sal voor die spieël gaan sit, en sy sal haar hare regtrek, en sy sal haar dalk grimeer, en sy sal lipstifie aansit, en wanneer sy die borsel in die kam deur haar hare trek, of dalk het sy vanoggend kanker, en moet sy missie opsit, maar daar's iets van, as 'n vrou dit doen, daardie gedeelte doen, dan is dit vir ons om te sê, die gedagte daaraan, is vir ons as vrou net te groot. Maar dit troos my om te weet dat God alles in stand hou. Maar dis Moedersdag en ek spreek oor jou uit net 'n dag van relax. Ontspan net. En ja, dalk moet jy vir soveel kinders kos maak vandag. As my ma vanoggend vir die potte moes staan, was daar 11 kinders. Dan is dit nog nie eers die skoonkinders nie, dis nog nie eers die kleinkinders nie. Maar weet jy wat? Ontspan wanneer jy daardie rys opsit. Ontspan wanneer jy daardie hoender maak, daardie hoender bak. Ontspan net in hierdie wete vrou van God. Troos dit jou. Hy hou die hele lewe van jou in stand. Hy hou alles in stand. En daarvoor wil ek vandag vir die Here loof en die Here prys. Jesus Christus, baie dankie vir die bloed wat vir u gestort is. Here, toe u afkyk van daardie kruis af, en u sien u ma Maria,
het U vir haar omgegee. En Here, vandag bid ek, dat elke vrou wat na hierdie uitsending luister, sal beleef hoe baie U haar lief het, dat sy 'n moederskoot het, 'n moederskoot nie net vir haar eie kinders nie, maar vir soveel ander kinders, wat nie regtig 'n ma het nie. Ek wil bid vandag vir harde ma's, ma's wat nie omgee nie. Ek wil bid dat sulke ma's tot bekering kom, deur die kragtige bloed van die lam. Jesus, soos U gesê het, dat die een Johannes, wat die liefde is, na U ma moet kyk, so bid ek vandag, dat Heilige Gees asseblief, na elke ma, elke moeder, elke vroue hart, sal omsien. Here, troos elke een met die wete, U hou alles in stand. Here, dan wil ek vanoggend bid vir ma's, wat die seer in die lewe ken. Ek wil bid, dat U hierdie liggaam van U vat, waardeur ons wonde genees word, en dit vat na elke wond toe, van 'n ma se hart. Dankie Here, dat U genees. Dankie Here, dat ek U vandag kan loof en prys, dat ek 'n ma gehad het, dat wanneer sy gebid het, haar fonteintjie gespring het. En dankie, dat daardie fonteintjie altyd 'n uitwerking op my lewe sal hê. En vandag bid ek, Here, dat ons die mooi onthou van U woord, wat vir ons sê, U troos ons, en U hou ons hele lewe in stand. Mag jy een wonderlike dag hê, en mag jy uitgaan in die vrede van die Here, en mag jy net weet, wat jy dra, die binnekant in jou, of jy man of vrou is, 'n seun, 'n dogter is die vlegsel, wat God binnekant in jou gesit het. Mag jy dit geniet, om na daai vlegsel te kyk, en mag Heilige Gees jou help, wat dit ontvou word, en mag jy nooit ooit iets anders wil wees, as wat God jou gevleg het, om te wees. Baie liefde vir jou vandag, op hierdie spesiale Moedersdag. Amen.